In ons gesels oor vasberadenheid gesels ons nou oor geloof wat seëvier. Kan jy dink dat 'n mens op 'n ouderdom waarop menslike voortplanting eintlik glad nie meer moontlik is nie, teen alle waarskynlikheid in kan bly glo dat dit kan gebeur? Nou die Bybel vertel vir ons van hierdie verhaal. Dit het met Abraham en Sara gebeur. Hoewel alles teen hulle getel het, het Abraham nogtans nie getwyfel nie. Sy geloof was duidelik in dit wat nie soseer sigbaar was nie, maar in die belofte van God. Sy geloof was in God self. Daarom was hy en word hy tot vandag as 'n voorbeeld gebruik as iemand wat vasberade bly glo het. En ons weet nou uit die geskiedenis uit dat dit wel gebeur het, dat Sara swanger geword het. Ons lees Paulus gebruik homself as 'n voorbeeld. Hoor in Romeine 4 vers 18 tot 20. Toe daar geen hoop meer was, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte, so sal jou nageslag wees. Dis die belofte wat God gegee het. Al was hy so wat 100 jaar en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. So skryf Paulus oor hom om die mense te herinner. So Abraham se geloof was nie net blinde optimisme of blote positiewe denke nie. Sy geloof het daar die diep oortuiging gehad dat God in vertroue sy woord sal nakom, selfs al lyk dit menslik gesproke heeltemal onmoontlik. Nou kom ons trek hierdie vasberade geloof deur na vandag. Dit is so maklik om op te gee wanneer dit lyk asof ons planne nie uitwerk nie, wanneer ons teenstand en teenspoed ervaar, as dinge begin verkeerd loop, as 'n droom begin platval. Maar nou moet ons mooi daarop let. Geloof wat wel seëvier is nie blind vir die realiteite wat rondom ons en met ons gebeur nie, maar dis om verder as die realiteite te kyk en in 'n reële, werklike, met ander woorde, God te glo, wat realiteite juis kan verander en kan verbeter. Vandag, soos elke nuwe môre, is 'n uitnodiging om opnuut op God te vertrou. Dis 'n uitnodiging om die keuse te maak om vasberade te glo. Vandag, soos elke nuwe môre, is om jou geloofshand uit te steek na God en te sê, ek weet nie aldag wat om te glo nie, maar ek weet in wie ek glo. Ons weet mos wie het beloof om ons te help. Leef geïnspireerd.